word stil voor die Here. Aan U wat vir ewig koning is, kom al die eer en al die lof en al die aanbidding. Amen. Broer en suster, genade en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader, wat U baie, baie lief het, en Jesus Christus, ons Here. Baie belangrik op ons lys bly ons 13-jarige seun, praat oor die gemeente, wat 'n aggressiewe kanker het, en op die oomblik word hy aggressief behandel. En ons wil baie graag hê dat hy op 'n stadium in die diens moet wees, dat ons hier vir hom kan bid, maar dit gaan nie gebeur nie. So ons het van 'n Bybel gekoop, en ek sal so deur die loop van die week, sal ek oor daar na sy ouers toe, en dan namens die gemeente vir hom 'n gebed gaan doen. Bly asseblief vir hom bid, dit is 'n pragtige seun. Toe hy in die kerk was en ons hom gebid het, toe hy voorkom staan, ek het met hom gepraat, en die trane het net geloop. 13-jarige kind. Kom ons bid dat die Here absoluut hier 'n miracle gaan laat plaasvind. Dankie Bernard, gaan vir ons ook voor in gebed. Baie dankie Bernard. Kom ons sluit die oë. Onse Here en Hemelse Vader, aan U kom al die lof en die eer van ons harte toe. Here, is met groot dankbaarheid wat ons weer vanoggend hier as 'n gemeente bymekaar kan kom om U te loof en te prys, Here, en ook uit U woord uit te leer wat U vir ons lewe beplan. Hemelse Vader, ons wil so bid vir elke lidmaat in hierdie gemeente. Here, U ken elkeen van ons harte en uitdagings. Ons bly bid vir hierdie seun wat siek is en ook ander op ons gebedslys, Here, veral vir die wat al so lank siek is. Ons bid werklik waar ook vir uitkoms in elkeen van hulle se lewens. Ons bid vir hulle gesinne. Here, dat U uitkoms sal gee, dat U daar sal wees, dat ons troos en ons sterkte by U sal vind. Hemelse Vader, ons wil so bid vir die gemeente funksies wat plaasvind. Ons dink aan volgende Saterdag, waar ons die vleisfees hier by die kerk het. En ons wil werklik waar bid dat dit 'n sukses sal wees. Hemelse Vader, ons bid ook vir die kerkraadsvergadering, net na die erediens, dat U ook daar met ons as kerkraad sal wees, en die besluite wat ons moet neem op die pad vorentoe vir hierdie gemeente. Hemelse Vader, ons bid al hierdie dinge in afhanklikheid van U, want aan U kom toe die lof en die eer van ons harte. Amen. Amen. Ons bly na 2 Petrus 1 vers 21. 2 Petrus 1 vers 21. Dis wel 'n brief deur Petrus. Maar in daai tyd het jy in jou stoel gesit en dan het jy jou brief gedikteer en iemand skryf dit. Die persoon wat dit skryf, sy naam is Silvanus. En hy was 'n woordkunstenaar. So in die 1 en 2 Petrus briewe kry jy woorde wat jy nie in die res van die Nuwe Testament kry nie. So Silvanus was 'n woordkunstenaar. En ons gaan so 'n klein paadjie loop om na van die woorde te kyk wat hy gebruik het, en dan gaan ons dit oopbreek. So ons het die vorige keer wat ek gepreek het, die woordjie losgekoop gevat, en dit gaan oopbreek. Die woordjie wat ons vandag gaan oopbreek, is in Afrikaans in die moderne tyd van ek en jy lewe baie maklik om te verstaan. Dis 'n fotostaat, 'n kopie, 'n faks, 'n afdruk of 'n presiese kopie. So dink in terme van 'n foto wat geneem is, en daai foto is 'n eksakte kopie of afdruk van die oorspronklike. So dis die woord wat hy hier gebruik. Die konteks is belangrik. So kom ons begin by daai deel van endres, 'n Engelse woordjie. Dit gaan oor abuse, mishandeling. Hoekom is dit 'n baie belangrike konteks? Ek het verlede week gaan rugby kyk waar my kleinseun rugby speel. Nou as jy nou abuse op die sportveld wil sien, moet jy net langs die rugbyveld staan. Die eerste ou wat uitgehaal word is hierdie absolute idiotiese skeieregter wat teen ons span blaas. Maar ek het eenkant gestaan want ek wil nie daar staan nie, want ek wil nie meegesleer word. Dan kyk ek na die ref wat blaas objektief en eintlik is hy reg. Niks fout met die ref nie. Dan op 'n stadium, dan skree ouers oor en weer op mekaar. So dit raak nou regtig 'n heerlike groot pret wat die besig is om die plaas te vind. Maar dan moet jy sien hoe daai klomp kinders mekaar begin rondstamp en allerhande goed vir mekaar moet begin sê.
Dis sommer maar net die rugbyveld. As jy dink rugbyouers is erg, dan vat ek jou na die volgende scenario toe. Netbalouers. Hulle is erger. My 3 dogters het netbal gespeel. Dan staan ek saam met die sonderse daar langs die netbal en af en ek die hele tyd vir Carla skree, onthou jou elmboog. Maar weet jy wat is 'n probleem? 'n Eenvoudige probleem. Op alle vlakke van die samelewing. En oral word jy opgelei en toegerus en kry jy lesings en werkswinkels en seminare oor selfhandhawende optrede. Soos byvoorbeeld met Ramaphosa wat nou voor Trump verskyn het en daar was soveel kommentaar gelewer gewees oor wat daar plaasgevind het. Of daar nou abuse plaasgevind het van die een kant af is nie belangrik nie en of die ander party sterk genoeg opgetree het, is nie belangrik nie. Toe Zelensky voor Trump verskyn het, het hy selfhandhawend sterk probeer optree. En hy het verloor. Hy het eenvoudig verloor. So jy beweeg elke dag op 'n vlak waar jy met mense te doen kry, waar jy jouself in situasies bevind, wat jy jouself die vraag moet afvra, hoe lyk selfhandhawende optrede? Hoe moet ek in hierdie situasie optree? En dis moeilik. Die konteks gaan oor abuse. Ek gaan 'n Afrikaanse woord gebruik, mishandeling in die werksplek, want dis die konteks. So 1 Petrus 2 vers 18. Net om jou dit te gee. Bediendes, onderwerp julle met die nodige ontzag aan julle werkgewers. Of hulle nou goedhartig en vriendelik is of onredelik. So is die beginsel. Onderwerp jou aan jou werkgewer. Of hy goedhartelik of vriendelik is of onredelik. Die woordjie bedien hier is 'n baie ongelukkige woord, want die woord in die Grieks is oikotheis. En oikotheis beteken eintlik werknemer, iemand wat werk vir 'n salaris. Dis die konteks. Dan kom hy by vers 21 en dis waar my fokuspunt is. Jy's hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. So die 3 woorde is die woordjie gelei, die woordjie voorbeeld en die woordjie voetspore. So vir die res van hierdie diens vanoggend gaan ek net op daai woorde fokus. Die Romeinse samelewing het uit slawe bestaan. Onder hulle was geleerdes soos dokters, onderwysers, musikante, akteurs, sekretaresses en rentmeesters. Hierdie slawe het geen vryheid gehad nie en was in diens van die Romeinse eienaars gewees. Sommige van die slawe is goed deur hulle eienaars behandel, terwyl ander emosioneel, liggaamlik mishandel is. In 1 Petrus 2 vers 18 tot 20 gee Petrus die volgende opdrag aan die slawe, wat in diens van goeie en slegte eienaars is. Onderwerp julle met die nodige ontzag aan werkgewers, of hulle nou goedhartig en vriendelik is, of onredelik. Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. As julle gestraf word wanneer julle oortree het, watter verdienste is daarin dan vir julle? Maar om lyding te verdra, met ander woorde abuse, wanneer julle goed doen, dis genade van God. Dis sy voorskrif. In 2 Petrus 1 vers 21 skryf Petrus, 1 Petrus 2 vers 21, dat daar vir ons 'n kopie is, wat ons moet navolg. 'n handgeskrewe kopie. So hoe het in die eindtyd gewerk het, of in daai tyd, as iemand 'n dokument wil oorskryf, moes hy redelik geleerd en opgeleid wees, want nie enige kon 'n dokument oorskryf nie. So as jy een van daai persone was wat opgelei was om 'n dokument te kon oorskryf,
Het jy hierdie eksakte kopie van die dokument, dan het jy langs aan dit jou perkamentrol gesit. Dan het jy 'n studie gemaak van elke letter van daardie dokument. Want wat jy moes doen is, jy moes hom eksakt presies net so oorskryf. En so as jy uiteindelik dan hierdie kopie oorgeskryf het, was dit 'n presiese kopie van die oorspronklike. So Petrus skryf, ons het 'n kopie wat ons moet navolg. 'n Eksakte kopie. En daardie eksakte kopie is Christus. En wat ek en jy vanoggend gaan doen, ons gaan kyk, en dis waarna Petrus verwys, die mishandeling wat Jesus verduur het, tydens sy verhoor en sy kruisiging. Ons gebruik Markus as die basisteks. Hoekom Markus? Want in Markus speel Petrus die hoofrol. Markus was die ooggetuie gewees van wat presies met Jesus gebeur het, terwyl hy verhoor was, en daarna wat met hom gebeur het toe hy gekruisig is. Kom word Markus so belangrik, die evangelie en Petrus. Toe Petrus in Rome was, het hy tolk gehad, en die tolk was Johannes Markus. En Johannes Markus het daardie dood van Petrus, het hy die Markus evangelie gaan skryf op grond van die vertellinge van Petrus. So wat ons hier by Markus kry, is die eksakte kopie soos oorvertel deur Petrus oor wat met Christus gebeur het toe hy verhoor en gekruisig is. En ek en jy gaan nou saam deur hierdie verskillende plekke stap. En dan moet jy jouself in die posisie van Christus plaas en jouself die vraag afvra, hoe sou jy opgetree het? Markus 14 vers 53 tot 65. Hulle het Jesus weggelei na die hoofpriester toe. Die priesterhoofde en die familiehoofde en die skrifgeleerdes het almal daar saamgekom. Petrus het op 'n afstand agter hom aangegaan tot binne in die binnehof van die hoofpriester se woning. Daar het hy saam met die wagte by die vuur gesit en hom warm gemaak. Hy stap saam, daar staan hy tussen die wagte. Dan kyk hy wat gebeur. Die eerste wat gebeur is die verhoor van Jesus. En so staan hy voor die hoofpriester en die massa mense storm binne en hulle begin om Jesus te beskuldig. En die groot beskuldiging wat hulle teen hom inbring, is dat hy op 'n stadium gesê het, ek gaan hierdie tempel afbreek en binne 3 dae weer opbou. In daardie tyd was dit heiligskennis. Die tempel was die grootste gebou in die antieke tyd, en die tempel het bekend gestaan as die blyplek van God. So hierdie man wat hier beskuldig word, het die bewering gemaak dat hy die grootste gebou in antieke tye, wat toevallig ook die blyplek van God is, dat hy hom gaan afbreek en binne 3 dae opbou. Stel voor, jy staan voor 'n klompie mense en as jy kyk na die Menlyn kompleks. Ek gaan hierdie kompleks afbreek en binne 3 dae opbou. Om daai kompleks af te breek, gaan weke en maande vat. En om daai kompleks op te bou, gaan jare vat. So die bewering wat ingebring is, hierdie persoon beweer dat hy die grootste kompleks in antieke tye binne 3 dae gaan afbreek en weer opbou. En so bring hulle een getuienis na die ander, bring hulle teen hom in. Maar mettertyd het die getuies hulle begin weer spreek. Die een het gesê, hy het dit gesê, en die ander het gesê, dat gesê, en die derde het dat gesê, en Petrus wat daar gestaan het, sê, oh, so by the way, ek was by toe dit gesê het. Hy het gesê, dat hy hierdie gebou gaan afbreek en binne 3 dae gaan opbou. En so stroom die getuies in teen Jesus. As jy daar was, wat sou jy gedoen het? Geargumenteer het? Die feite probeer herstel het? Of vir mense probeer verduidelik wat jy eintlik bedoel het? Hoe sou jy die situasie hanteer het? Weet jy wat staan daar geskrywe? Hy het niks gesê.
Het jy al agtergekom, as jy probeer om jouself te regverdig of te verdedig, hoe meer jy dit doen, hoe groter word die argumente, hoe skuldiger lyk jy. Het jy al probeer om jouself te verdedig teen valse beskuldigings? Ek het. Tot my groot skande. Want hoe meer jy dit doen, hoe meer ontlok jy argumente. So wat die situasie hier is, Petrus sê, hy het vir ons 'n eksakte kopie nagelaat om op te tree teenoor valse beskuldigings. Die hoofpriester vra op 'n stadium vir hom, maar wat sê jy van die beweringe teen jou? Wil jy jouself nie verdedig of regverdig nie? En Jesus het niks gesê. Van tyd tot tyd moet ek en jy ons trots insluk en tyd gee, laat die valse beskuldigings sy pad loop en self uitsterf. Toe dit klaar was, toe gebeur die volgende. Verweer jou glad nie, vra die hoofpriester. Maar Jesus het niks gesê en hom glad nie verweer nie. Party van hulle het begin op hom te spoeg. So hier sê hy niks. Hy is nog steeds vasgemaak. Toe spoeg party op hom. Het iemand al op jou gespoeg? Het iemand al so op die grond gespoeg as jy verbystap? Die grootste vorm van belediging wat ooit kan wees, is as ek jou in die gesig spoeg. So terwyl hy daar staan en word valslik beskuldig, is daar 'n ander groep wat hom gespoeg het in die gesig. Ons sien geen reaksie nie. Ons lees nêrens dat hy die spoeg afgevee het nie. Ons lees nêrens dat hy sê, asseblief hou op om op my te spoeg. Ek hou nie daarvan nie. Hulle het op hom gespoeg. Toe die scenario verby is, het hulle hom geblinddoek en toe slaan hulle met die vuis. Want een van die dinge wat Jesus beweer het, is dat hy 'n profeet is. Nie net saligmaker en verlosser nie, maar profeet. Toe sê hulle, kom ons toets hom. Toe blinddoek hulle hom, maar dit was nie net 'n paar mense nie. Toe begin hulle hom om die beurt te slaan en te sê, wie het jou geslaan? Profeteer as jy profeet is. Het jy al Adam en Eva gespeel toe jy klein was, dan blinddoek hulle jou. Dan loop jy in die sirkel rond, dan sê julle, Adam, Eva, Adam, Eva. En as jy teen die kant van die kring is, dan stamp hulle jou. Dan as jy terug in die middel van die kring, dan sit Adam, Eva, Adam. En aan die ander kant van die kring stamp jy weet in die kring, dan stamp hulle jou. Weet jy, magteloos het jy gevoel na die tyd. Maar ons as kinders het dit gespeel, Adam en Eva, geblinddoek, het vasgeloop in die ouens en hulle het jou gestamp. En Jesus is geblinddoek. En dan om die beurt met die vuis geslaan. En dan sê hy, profeteer 'n bietjie. Daar staan Christus aan die uiterste vorm van mishandeling onderwerp. Emosioneel, geestelik, liggaamlik. Die mees ekstreme vorm van abuse. Ook die wagte het hom geklap toe hulle weggevat het. Profeteer 'n bietjie, met die vuis geslaan, in die gesig gespoeg, geklap. Dan weet jy wat gebeur mos as mense begin beklei. Die een stamp en dan stamp die ander in terug en dan stamp ons en dan stamp ons en dan stamp ons, dan gee ons hier 'n klap, dan gee ons daar 'n klap. En so daag ons mekaar uit. As jy 'n man is, klap terug. Hier gebeur niks. En so vat hulle Jesus na Golgotha toe. En daar word hy nie net emosioneel mishandel nie, maar word hy onderwerp aan die ergste vorm van mishandeling wat jy ook kan indink. Daar word hy oopgespaak nadat daar 'n doringkroon op sy kop gedruk was. Oopgespaak op die dwarspunte.
en word spykers deur sy gewrigte geslaan. Extreme pyn. Soos die hamerslaaf val, breek die beentjies, gaan dit deur die senuwees, begin jy 'n skok te ly. Jou hele liggaam gaan 'n skok in. Daarna het hom opgetel en sy voete so bo op 'n dwarsbalk gaan neersit. Al twee. En een lang spyker deur sy voete geslaan. Terwyl hy daar hang in pyn, het hulle swaard gevat en in sy sy gesteek. Die mees ekstreme vorm van mishandeling. Die mense wat daar verbyloop het Jesus gelaster. Het hulle kop geskit en gesê, toe, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, red jouself en kom van die kruis. Jy wat die bewering maak dat jy so groot en so sterk is, wat die statement maak, jy gaan die tempel afbreek en opbou, kom van die kruis, red jouself. Hoeveel maal het jy in 'n situasie bevind wat dieselfde tipe van lastering na jou kant toe gekom het? En jy besef om te probeer verduidelik, dit is wat werk, dis nie wat aan die gang is nie, sy eenvoudig nie gewerk het nie. Dis nie net die mense wat hom gelaster het nie. Ook die priesterhoofde en die skrifgeleerdes het spottend vir mekaar gesê, ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Die mees ekstreme vorm, nie net die pyn, maar dat terwyl jy in pyn is, terwyl jy lê, word jy geskop. Ek het 'n baie goeie vriend, wat 'n baie goeie prokureur is nie advokaat nie, het sy privaat praktyke, baie groot ou. En op 'n stadium het hy 'n kliënt verdedig, maar in die proses om die kliënt te verdedig, het dit daarop blyk kom dat hy eintlik gesê het, my kliënt is eintlik skuldig. Waarop die regter vir hom gesê het, hoe kan jy jou kliënt, wat reeds lê, skop? En toe antwoord hy met hierdie sinnetjie, Edelagbare, ek kan aan geen beter tyd dink, as om te skop nie. Toe Jesus stikkend was, het hom gek geskeer en gespot. Red jouself, kom van die kruis af. Daar's 2 persone wat saam met hom gekruisig was. Die 2 wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. Christus was blootgestel gewees aan die uiterste vorm van mishandeling. Geestelik, emosioneel, liggaamlik. Wat het die afgelope week met jou gebeur? Wat het met jou in die werksplek gebeur? Wat het met jou in die klas gebeur? Wat het met jou op die sportveld gebeur? Wat het met jou in vergaderings gebeur? Ek is seker elkeen van julle wat hier sit vanoggend, kan stories en verhale vertel van abuse wat die afgelope tyd met jou gebeur het. Wat jy nie regtig weet om op te tree, om die situasie te hanteer, wat om te doen en wat nie te doen nie. So Petrus sê, ons het 'n eksakte afskrif, 'n presiese kopie, wat ons kan navolg. Petrus skryf dat ons 'n presiese kopie moet maak, oor hoe Jesus sy mishandeling hanteer het, sodat ons in sy voetspore kan volg. En nou kom ek by 4 eenvoudige punte. Want daai 4 eenvoudige punte staan in 1 Petrus 2 vers 22 geskrywe. Hy het geen sonde gedoen, en uit sy mond het daar nie leuen gekom. Nou, hoekom sal Petrus dit skryf? Het jy agterkom dat jy soms beskuldig word? En dan begin jy 'n storie te vertel. Party vertel 'n wit lintjie. 'n ander verdraai die waarheid. Miskien is jy skuldig. Dan skep jy 'n ander scenario wat werklik gebeur het, dan glo jy jou storie. Jy glo wat ons noem jou narrative. Soos wat daar op hierdie stadium 'n narrative bestaan oor klompie goed wat plaasvind in ons land, as jy na die feite kyk, is dit nie noodwendig korrekte feite nie.
wat Jesus nie gedoen het nie. Hy het nie gelieg nie. Dit help nie om te lieg. As jy in die moeilikheid is, en jy ondervind en ervaar abuse, moenie lieg nie. Moenie stories vertel nie. Moenie 'n ander narratief probeer skep om uit die moeilikheid uit te kom nie. Hier is die tweede een. Toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie. En dis baie moeilik. As iemand op jou skree, skree jy terug. En dan skree daai persoon terug. En dan begin jy om jou kreatiwiteit te gebruik om tipe woorde en konsepte te skep om harder terug te skree, meer beledigend te wees. Hy het nie terug beledig nie. Is jy sterk genoeg as jy persoonlik beledig word en jy voel baie seer gemaak daaroor om nie terug te beledig nie. Soms is 'n emosioneel kwetsende opmerking baie seerder as liggaamlike pyn. Hulle het hom die gek geskeer, het hom gespot, daar's 'n klompie goed vir hom gesê. Hoe hanteer jy beledigings? Toe hy gelei het, die Griekse woordjie toe hy in pyn was, het hy nie gedreig nie. So meermale gebeur dit dat mense jou seermaak en sê, mag jy jou terug seermaak. As jy my slaan, gaan ek jou slaan. As jy met jou geweer na my toe kom, dan kom ek met my geweer na jou toe. Dis dreig. Goed as jy bedreig. Het jy al mense gedreig? Het jy al mense afgepers? Jy sien wat sê Petrus, help nie om te lieg nie. Dit help nie om terug beledigend te raak nie. Dit help nie om terug te dreig nie. Wat is die voetspore wat Jesus nagelaat het? Hy het alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Hierdie klink baie moeilik om te verstaan, is baie maklik. Wanneer jy mishandel word, beskuldig beledig word, klomp stories oor jou gespin word, kom die waarheid uiteindelik uit. En dis wat hier na vore kom. As daar oor jou stories vertel word, gaan die waarheid uitkom. As jy beledig word en bly net dood gewoon stil, gaan die waarheid uitkom. As jy gedreig word met allerlei tipe van goed, gaan die waarheid uiteindelik uitkom. As jy in 'n plek en as jy gereed, daar waar jy nou sit, waar jy emosioneel seer voel, emosioneel gekwets, om 'n een-sin opmerking te maak en te sê, die waarheid sal uitkom. As jy gereed om elke situasie en scenario in God se hande te gee en hom te vertrou, dat die waarheid uiteindelik sal uitkom. Ek vat saam. Mag die Here jou die genade en die wysheid gee oor wanneer om stil te bly en wanneer om met grasie van die Here selfhandhawend op te tree. Jy het 'n kopie wat jy kan navolg. Op die blaadjie is daar 4 blokkies. Die blokkies by leen, die blokkies by beledig, 'n blokkie by dreig en 'n blokkie by voetspore. As jy op hierdie stadium jouself moet evalueer, watter tegniek volg jy om selfhandhawend op te tree? En is jy gereed om 'n regmerkie te maak by blokkie 4? God te vertrou, in sy hande te gee en te weet, die waarheid gaan uitkom. Ek gee vir jou geleentheid om net so rukkie met die Here te praat in jou gedagtes. Besluit op 'n strategie en dan sal vir ons afsluit met gebed. Kom ons word stil voor die Here.
Vader, dis inderdaad so, toe ons soms in die moeilikheid was, het ons 'n storie vertel om uit te kom. Uiteindelik het dit nie gewerk nie. Ons het inderdaad ook soms selfbeledigend geraak. Dit het ook nie gewerk nie. Ander kere weer het ons net gedreig. Maar dit het net tot verder konflik gelei. En eintlik was ons maar net in die moeilikheid. Leer ons om U volkome te vertrou oor wanneer om stil te bly en om wanneer te staan op ons regte. Ons weet Paulus is op stadium geslaan deur 'n stadsraad, was onverdiend en hy het aangedring dat hulle nie openbaar hom om verskoning moes vra. Wat inderdaad gebeur het. Daarom het ons wysheid nodig. Wanneer moet ons stil bly en wanneer moet ons op ons regte staan? In al twee gevalle is daar die optrede van sterk persone. Die wat beheer het oor hulle stikkende emosies en die wat beheer het oor hulle optrede na buitentoe. Daar is 'n feestyd wat wag op ons, opstandingsfees, Pinkster en dan ook die vleisfees. Dankie Here dat ons U ook daarvoor kan vertrou. Dit bid ons in die naam van Christus alleen. Amen. Ons gee geleentheid vir die dankoffer. Die 8de Junie is ons groot Pinksterfees. En dit gaan nie 'n diens wees nie, dit gaan 'n Pinksterfees wees. Ons het weer vir Harry Manet en Christian wat op die dromme gaan kom speel en ons is besig om 'n baie mooi musiekpakket saam te stel. So die klem gaan lê op heerlik saam sing en dan gaan daar 'n storielyn wees wat ons gaan vertel. So dis dan die 8de Junie se Pinksterfees. So maak seker julle kom almal, bring julle vriende saam, dit gaan 'n uur lank wees, maar baie baie spesiaal. Ontvang die seën van die Here. Broer en suster, in 'n tyd van mishandeling sal die rus en die vrede en die berusting van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees met elkeen van u wees. Amen.